Goeiedag, het is my weer eens 'n voorreg om u te groet hier uit die Weeslig kantoor. Het is ons besondere voorreg om weer op die lig te kan wees en ek wil in hierdie dag so 'n bietjie met u gesels oor Daniël wat 'n ander gees gehad het. Van kleinstyd af ken ons en het ons al gehoor van Daniël in die leeukuil wat ouers vir kinders voorgelees het. In die kinderbybel is daar meestal afbeeldings waarna die kinders ure lank kon kyk. Hoe Daniël tussen die leeu sit, wat met mak diere daar rond lê. Glad nie honger gelyk nie. En dit terwyl die leeu's by die paleise in die ou tyd bewustelik uitgehonger is, sodat hulle die gevangenes onmiddellik kon verslind van kop tot tone. Ek sê, mens speel nie met leeu's nie, behalwe in die sirkus waar hulle mak gemaak is, en dan weet ons, van tyd tot tyd word mense wel deur die mak leeu's gebyt, want dit is hulle natuur. Dit bly 'n wilde dier. Selfs hulle wat al jare lank in hokke aangehou is, jy kan nie daardie wildheid wat in hulle is, uit hulle neem nie. En in 'n hok, veral in die leeukuil soos by koning Darius se paleis, dis nie waar hierdie pragtdiere hoort nie. Leeu's behoort in die oop grasvelde van Afrika. Dis waar die leeu's kan lewe soos God hom geskaap het. Maar ja, in die ou tyd was dit 'n algemene gebruik om wilde diere aan te hou. Hulle is byvoorbeeld gebruik om die koning se paleis te beskerm. Rondom die muur van die paleis was daar ruimte waar byvoorbeeld beere aangehou is. En soos in hierdie geskiedenis is diere ook gebruik as 'n manier om die doodstraf te voltrek. Net soos ander kere is daar 'n koning in Babel by name van Darius wat hoogmoedig raak, wat openlik die God van die hemel uittart en wil verneder. Daarna kom God in aksie en gryp hy een van sy diensknegte. Dink aan Daniël en sy 3 vriende, om daardie koning op sy plek te sit. Die eindresultaat was elke keer dat daardie koning erken dat Daniël se God, die lewende God is, almagtig, in beheer van alle maghebbers op die aarde. Ja, Daniël het 'n ander gees gehad as sy gunsgenote. In die Ou Testament het die gees van die Here van tyd tot tyd oor die mense gekom. Dan het hulle geopereer onder die krag van die Heilige Gees. Dink aan Samson, hoe hy magtig opgetree het. Dink aan Daniël en sy 3 vriende. Dink aan die profete van die oudtyd, Elia en Elisa, hoe die Here sy handkrag dadig oor hulle gegooi het. Maar ook hier in die geval van Daniël en sy 3 vriende. God gryp in sy kinders se lewens. Hy wat mag gehad het oor die vlamme van die vuuroond waarin Daniël se vriende gegooi is, Sadrag, Mesach en Abednego. Wat drome in Nebukadneser se kop kon plant, wat hierdie koning kragsinnig kon maak en later weer genees het. Wat onspelhuilende woorde op die muur kon geskryf het terwyl Belsassar feesvier en daardie selfde nag sterf toe die Mede en Perse die stad inneem. Hierdie God bewys nou dat ook die mees gevreesde dier op die aarde na hom kon luister. Ja, God se guns was op Daniël en ook Darius 'n goeie verhouding met hom gehad het. Ja, die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 2 dat die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie. Want die dinge van God is geestelik en moet geestelik beoordeel word. Ja, daarom het Daniël onder die gees van God geopereer, maar Darius, die koning, het 'n natuurlike gees gehad, wat na vore gekom het. Hy wou regeer op sy manier en nie toelaat dat die God van Daniël vir hom moet kom voorskryf nie.
Daniël was een van die 3 ministers, en omdat hy uitgemind het, omdat hy betroubaar was die koning self van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Soos ons in die 3de boek van Daniël lees, sien ons, hy het nie sy geloof onder die stoele of die banke weggesteek nie. En al het Darius Daniël se koning nie ook as syne beskou nie, blyk dit wel of hy respek vir God gehad het, danksy die goeie verhouding wat Daniël gehad het. Uit Daniël se lewe is dit belangrik om raak te sien, dat ons as Christen of kinders van die Here opgeroep is, om soos Christus te lewe, dat die gees van Christus en sy karaktereienskappe in jou en my moet wees, want ons is sy beelddraers hier op aarde, daar by die kantoor, daar by die huis, daar by die skool, daar in die straat, moet ons hom navolg. In jou en deur jou moet die ongelowige wêreld vir Christus ontmoet. Hoe dan anders? Uit Daniël 6 is dit duidelik dat Daniël se God nie onbekend was vir Darius nie, en ook nie vir sy ministers en die landsvoogdes nie. Dit was skynbaar goed sigbaar dat God die een was in Daniël se lewe. En juist daarop probeer hierdie jaloerse kollegas hom daarop uitvang. Eers nog die vraag aan julle. Ek lees in 2 Korintiërs 3 dat ons moet sigbaar wees. Paulus kom en hy skryf aan hierdie Korintiërs, julle is 'n brief, geskrywe in die harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met inkt nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Is jou lewe ook 'n leesbare brief vir Christus? Het jy 'n ander gees as wat in hierdie wêreld is? Hierdie wêreldse gees gaan oor me, myself and I. Ek moet bevredig word, terwyl God se gees kom en ons wil hê dat ons moet vriendelik wees, ons moet behulpsaam wees, meer nog, ons moet betroubaar wees, soos Daniël. Sien mense in jou lewe dat dit vir jou belangrik is om Christus te dien? Of is jy iemand wat rook, drink en vuil grappies maak? Lag jy ook oor die rassistiese opmerkings? Kroek jy ook met geld as jy 'n kans kry? Daniël het hierdie eienskappe gehad en het nie verniet 'n goeie reputasie gehad soos sy gunsgenote anders as hy was nie. Daar was 'n jaloerse gees in hulle. Ek lees in Daniël 6:5, toe het die ministers en die landvoogdes gesoek op grond van 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen Daniël geen enkele grond vir aanklag hê nie. Ons moet dit kry uit en deur sy godsdiens. Hoe het die Here dien? Betroubaarheid is in die samelewing dikwels so skaars soos hoendertande. Maar dit het dus sy kollegas jaloers gemaak. Toe hulle niks teen sy karakter kon kry nie, het hulle korrupte kollegas sy godsdiensgewoontes as redes gegee, en ons weet hoe hulle probeer het om hom dood te maak. Ja, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Lyk wel soos 'n brullende leeu. Hy is nie die leeu uit die stam van Juda nie. Ons is geskape om te aanbid, en dit is die eerste plek waar Satan jou sal kry om op te hou om God te dien. Ja, daar in die wêreld waar jy moet lof uitlewe, kom hy en hy vat jou aan.
Jy bid en aanbid minder, omdat jy met hierdie wêreldse gesindheid te doen het, en dalk skaam is oor wie jou God is. Tweedens wil hy God se woord uit jou te kry, deur wanneer daar 'n krisis is, jy nie meer jou Bybel wil lees, of selfs met God te praat nie. Derdens kom hy en hy steel jou getuienis. Uit jou optrede sal mense jou begin vingerwys. As dit dan so 'n Christen is, wil ek dit nie wees nie, het ek al gehoor. U en ek moet vasberade die Here dien en die duiwel weerstaan, dan sal hy van ons wegvlug. Wanneer ons 'n godvreesende lewe, 'n lewe van vasberadenheid, soos dit Daniël aan God vashou, sal ons respek afdwing, soos koning Darius groot respek vir Daniël gekry het. Wanneer dit dan gebeur, wees voorbereid dat ander jaloers gaan word. Bly jy betroubaar, bly jy toegewyd, bly jy hardwerkend by die werk, daar sal God jou op sy tyd laat uitstyg bo die anders, net soos Daniël, omdat daar 'n ander gees in hom was, het God hom verhoog, soveel so, dat Darius hom oor die hele koninkryk wil aanstel. Inderdaad, wie 'n godvreesende lewe, sal ervaar dat God se seën ook daarop rus. Soms gebeur dit dat jaloesie sy kop uitsteek. Moet nie toelaat dat mense se gevoel jou aftrek nie. Daniël se kollegas was jaloers en wou hom uitwerk. Daniël was 'n ou man, so om en by 85 jaar oud. Dit was nou sy tyd om te gaan, het hulle gedink. Daniël se kollegas se plan was goed deurdink. Daniël se sterk eienskappe was tergelykertyd sy swakste. Want wanneer ons swak is, sal die Here sterk wees. Toe dit gebeur, toe sien ek hoe Daniël op sy knieë gegaan het, gebid het in die rigting van Jerusalem en sy God geloof het. Ja, 3 keer op 'n dag. Nie uit gewoonte nie, maar omdat hy in die teenwoordigheid van God die Vader wou wees. Sy lewe was nie vir hom belangrik nie, maar God was. So roep die Here Jesus ons op. Moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan skade doen nie. Satan gaan sy slagtande wys teen die gelowiges deur 'n skrikbewind en aanval wat betref hulle godsdiens. Kinders van die Here word meer versoek en aanslae word nog feller. Kerke wat binnegeval word deur islamitiese stryders of deur kriminele om geld te kom maak. Mense wat doodgeskiet of beroof was, omdat hulle in die kerk gesit het. Psalm 91 vers 5, jy hoef nie te vrees vir die skrik in die nag, vir die pyl wat bedags vlieg, en vir dit wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Dan sê ou Dawid vir ons, al val daar 1000 aan my sy en 10.000 aan my regterhand, na my toe sal dit nie kom nie, net met my oë sal dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Dis nie 'n gekamoufleerde aanval nie, dis die rou haat wat Satan het op die afvallige wêreld wat sigbaar word. So het Daniël ook geproe dat sy kollegas hom so in die rug kon steek. As 'n jong seun het hy by gelowige ouers opgegroei en het hy onder die bediening van God se woord opgegroei. Ja, die Ou Testamentiese wet het hy geken. Onder andere deur die profeet Jeremia het hy gehoor hoe God sy volk terugroep na hom toe. En nou dat Daniël al 'n ou man geword het hy nog steeds die vrugte daarvan gepluk. Ja, ons moet die Here soek terwyl hy nog gevinde is. Ja, in die dae van ons jonkheid, dan sal ons dit volhou tot op die einde toe. Vertrou op die Here, so sal jy krag kry van hom af. In alle omstandighede, soos in Daniël se geval.
Daniël het rustig voortgegaan met sy geloofsroutine. Ja, dis gesond om routines te hê in jou geloofslewe. Ten spyte van die wet wat uitgevaardig is om nie te bid nie, het Daniël op sy knieë dag vir dag voor die aangesig van die Here geprys en daar gebuig, nie uit tradisie nie, maar wel 'n vaste gewoonte. 'n Gesonde en 'n deurleefde geloofsroutine gee jou ook die krag, want die woord van die Here sê, die wat op die Here wag, sal opstyg soos arende. Hulle sal wandel en nie moeg word nie. Nou gooi hulle vir Daniël in die leeukuil. Maar sy geloof is standvastig. Al wat Darius nog kon doen, was om te hoop uit te spreek, dat daardie God, wat Daniël so standvastig gedien het, hom dalk kon help. Ja, die woord van die Here sê, hy kon nie slaap nie. Vroeg daardie môre, toe hardloop hy na die leeukuil toe. En hy roep, Daniël, Daniël, het jou God jou gehelp? En hy antwoord, my God het sy engel gestuur. Hoor die koning die volgende oggend in die leeukuil. Terwyl Daniël se gebede opgestyg het na die hemelse troon, het daar engele neergedaal. Hebreërs 1:14 sê, is hulle dan nie dienende geeste wat vir ons diens uitgegee word, ter wille van die saligheid sal beerwe nie? Daniël se redding is nie as gevolg van sy toewyding aan God nie. Dit was as gevolg van God se trou aan hom. Hy het hom verootmoedig, genade aan hom bewys, deur die bekke van die leeu's toe te sluit. Watter bek van die leeu is oop teen jou, wat woorde spreek, wat jou seermaak, wat jy nie vergewe het al nie. Daar is genade by die kruis van Golgotha. As dit nie vir God se seun was, wat in totaliteit oorgeneem het, en die Satan uitgeklee het nie, en die brullende leeu kon stil maak aan die kruishout van Golgotha nie, die oorwinning vir jou, vir my kon behaal het nie, dan sou ek en jy vandag nie hoop gehad het in ons lewe nie. Dit is Jesus, hy is verhewe bo almal. Hy het uitgeroep, dit is volbring. Die brullende leeu was alreeds gesluit aan die kruishout van Golgotha. Daarna het Jesus opgevaar na die hemel toe en hy regeer uit die hemel uit, hy tree vir ons in. Ons is onder sy konstante bewaring, dag en nag, week en week uit, jaar en jaar in. Al wat hy vir jou en my vra, om standvastig te wees, om gevul te wees met sy gees. Dat wanneer die gees van die Here oor ons kom, ons burgers van sy koninkryk sal kan opstaan. Nasies en volke rondom ons sal sidder voor die aangesig van die Here, as hulle sien dat ons in opregtigheid hom dien. Kom ons vra hom daarna. Vader van ons Here Jesus, dankie dat u 'n gees van u in ons gegee het. Nie 'n gees van hierdie wêreld nie, maar die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, dat wanneer die krisis kom, Here, ons vertrou op u kan hê. Help ons, Here, dat ons standvastig u sal dien. Here, ons sal uitstaan as ligdraers van God. Ons lewe sal lewe, waarin u altyd deur verheerlik sal word. In Jesus naam. Amen en amen.